Welkom, ek is Dr. Frans Norkee van Kerpen Berading Netwerk en die doel van hierdie DVD is uiteraard om vir die kyker te wys en ook inligting te gee rakende vrymesselary en die invloede rakende vrymesselary. Nou, waar baie van die inligting wat julle alreeds voorheen by van die ander plekke gesien het en gekyk het op DVD byvoorbeeld of dalk 'n lesing bygewoon het, is gewoonlik om vir jou inligting te gee van simbole en handdrukte en waarvoor die vrymesselary staan en wat hulle glo en so. Ons wil 'n bietjie verder gaan. Ons wil graag hê dat jy moet vrykom van die invloede van vrymesselary. Ons wil graag hê dat jy vrykom dat die vloeke gebreek word as daar vrymesselary in jou voorgeslagte sou plaasvind. En dat daai vloeke so dinamies gebreek sal word dat jy uiteraard ook 'n suksesvolle toekoms kan lei as gevolg daarvan. Nou kom ons begin so 'n bietjie eers met 'n bietjie geskiedenis. En daar is 'n verskeidenheid van rigtings wat die geskiedenis ingaan, maar die algemene geskiedenis hoe ek dit het, waar die vrymesselaars hulle oorsprong vandaan kry, is uiteraard van die stonemasons wat ook betrokke was by die bou van die piramides van die antieke Egipte. Nou, die stonemasons, steenmesselaars, wat hulle ook genoem het, dit was ook steengilde geweest, hulle het 'n groep gevorm van steenmesselaars, met ander woorde, hulle het kennis gehad hoe om 'n stuk graniet te vat, en hoe om 'n bytel en hamertjie te vat, en daai graniet in presies 'n kubus te kap, en te vorm, dat dit die piramides van vandag sal uitmaak. Nou, in mekaar gepas, as jy kyk na die groot piramide van Giza byvoorbeeld, is daai groot rotsblokke so akkuraat uitgekap, dat jy nie 'n 5 cent stuk tussen daai blokke kan inkry nie, so akkuraat is hulle. So, hulle moes baie wiskundig vaardig gewees het, met hulle formules en berekeninge wat hulle gedoen het, om uiteraard ook die bouwerk te kon doen, en hulle het al hoe meer en meer kundig geraak om argitektuur van die antieke tyd ook te kon beplan, en te kon uitvoer, en die geboue te bou wat hulle destyds gebou het. Ons sien dit ook baie van die argitektuur en die koepels wat hulle gebou het, wat feitelik in die antieke tyd onmoontlik was om 'n koepel te bou, is deur die stonemasons uitgedink en ontwikkel, en sodoende het hulle ook die geboue natuurlik op 'n spesifieke formule uitgewerk om die argitektuur en die estetiese aansigte te hê wat die geboue vandag het. Nou, in daai tyd was 'n stonemason, die stonemason gilde was byvoorbeeld 'n groep gewees, en hulle het aan 'n groep behoort ook, en hulle het vrye toegang gehad oor landsgrense byvoorbeeld. Met ander woorde, hulle het toegang gehad om van byvoorbeeld Switserland na Frankryk te kon beweeg, sonder dat hulle gekeer is, of sonder dat hulle enigstens noemenswaardig, maar daarvoor het hulle nodig gehad om identiteit te hê. Nou, die identiteit wat hulle gehad het, alreeds in die antieke tyd, was handdruk geweest. Hulle het op 'n spesifieke manier mekaar gegroet, en die oomblik as hulle mekaar gegroet het op 'n spesifieke manier, dan sou daai handdruk sou beteken het dat daai messelaar of stonemason is op 'n spesifieke vlak van kundigheid, en kon hulle hom gebruik het ook op 'n spesifieke vlak van kundigheid. So, die uiteinde daarvan was dat hulle so 'n stewige groep gevorm het, dat hulle gevoel het, hulle het eintlik baie mag in die proses, omdat hulle die formules het om geboue te bou, hulle die spesifieke mates en as ons kyk na die koepels, as ons kyk na die kathedrale later van tyd, wat deur hulle gebou is, baie van hierdie geboue is dan ook as gevolg van die feit dat daar geheime inligting was, geheime secrets was, formules was wat hulle die gebou mee gemaak, en nou, hulle het so dinamies geword, hulle het so dinamies te werk gegaan, dat hulle het op 'n stadium met hulle agtergekom, dat baie, as gevolg van hulle unieke beroep, het hulle agtergekom dat hulle mag het, en het hulle agtergekom dat daar konings is wat baie gesog is onder die meisjes, want die konings wou hierdie vreeslike paleise en kastele gebou het,
En alleenlik die Masons, alleenlik die stonemasons, het basies die kennis gehad om daai massiewe kastele te bou en die bo, die arches byvoorbeeld, en ook om sodoende die verskillende argitektoniese, estetiese vorms wat vandag ook sigbaar is in baie van veral die Europese lande waar kastele is en so meer. En hoe hulle dit in hoë dubbelverdieping of meer verdieping gebou het en die kundigheid gehad het om te weet wat 'n sterkte blokke hulle moes gebruik het, wat 'n sterkte materiale moes gebruik het om dit te kon doen. Nou, ek vertel vir jou alles want dit alles vorm deel van die geheimenisse van die vrymeselaarry, want onthou die vrymeselaarry se geheimenisse is juis om 'n spesifieke doel te bereik. Die stonemasons se geheimenisse is om hulle spesifieke doel te bereik. En daai doel was om eksklusief te wees, om 'n eksklusiewe beeld te kon dra. En later van tyd het die stonemasons, dis nou ek sny nou maar dele van die geskiedenis uit. Later van tyd het die stonemasons baie meer vir die Rooms-Katolieke kerk gewerk en Rooms-Katolieke kathedrale gebou. Ons kyk na baie van die geboue wat hulle gebou het ook vir die Rooms-Katolieke pause in die pausdom, en hulle was baie gesog gewees onder die pausdom. Hulle was so gesog gewees dat hulle spesiale plekke gekry het waar hulle kon bly, waar hulle perde byvoorbeeld kon versorg het en so meer. En daai spesifieke plekke wat hulle gehad het om hulle perde te versorg, om hulle waar hulle kon bly en waar hulle besigheid kon doen, het gemaak ook dat hulle geheime en hulle geheime bedrywighede kon voortsit in die plekke. Dit was byvoorbeeld plekke soos waar hulle ondergronds byvoorbeeld paadjies gehad het en geboue gehad het en spesifieke plekke gehad het waar hulle, al is dit byvoorbeeld skatte wat hulle kon wegsteek, daar is baie maklik vir die keisers. Nou, daar was 'n man ook gewees wat 'n idee gehad het. En hy het die idee voor die paus gaan lê en gesê dat baie van die persone, baie van die Rooms-Katolieke kerklede is aangeval wanneer hulle van ver dorpies afkom na die Vatikaanstad toe. En hulle wil graag, of ek dink daai tyd was dit ook in Jerusalem gewees, en hulle wil graag 'n groep vorm wat daai pelgrims sou kon beskerm het. Nou ja, die paus en die koning het gedink dat dit 'n goeie idee was, want dan die koning en die paus het saamgewerk in daai tyd, feitelik in alle gevalle. Die paus het baie mag gehad en die koning het baie keer, wel, in meeste van die tyd saam met die paus gewerk. En dit is tot stand gebring dat daar 'n groepie ontstaan het wat hulle die tempelridders genoem het. So uit die stonemasons uit het die tempelridders ontstaan wat nou kwansies die pelgrims beskerm het wat dan van tyd tot tyd inkom na die hoofstad van die van die pausdom om te aanbid of om sake te doen met die paus en so meer. Nou wat later gebeur het is toe daar nou 'n afvaardiging uitgaan om van die ketters ontslae te raak. Dit is nou mense wat teen die pausdom opgestaan het. En die paus se leringe teen die Rooms-Katolieke leringe geprotesteer het, was hulle as ketters aangekla, en daai ketters sou dan uit hulle huise gehaal gaan word, hulle sou op brandstapels doodgebrand geword het of net dood vermoor geword het, en dit was hierdie tempelridders se werk gewees om hierdie mense uit hulle huise te ruk. Nou dink vir jouself, die paus het vir hulle opdrag gegee om hierdie mense te vermoor. Nou wanneer hulle nou in hierdie ouens se huise ingegaan het en hulle vermoor het hulle die reg gehad om alles wat in daai huis was as besittings te vat, as vergoeding te vat vir dit wat hulle gedoen het, vir 'n goeie dade. Hulle hoef nie dit vir die paus en vir die Rooms-Katolieke kerk te gegee het nie. Nou jy kan vir jouself dink, die persone of die ridders, die tempelridders wat dan nou so in die huise ingegaan het en dan die mense geroof het geweldig vinnig ryk geword, geweldig vinnig mag gekry, geld mag gekry, om sodoende ook hulle eie sisteem te vorm. Nou, hulle eie sisteem is uiteraard ook dat hulle begin geld leen het. Hulle begin geld leen selfs vir konings. Hulle begin geld leen vir die Rooms-Katolieke kerk.
En daaruit het eintlik ontstaan dat hulle al hoe sterker en sterker geword het. Nou, hulle was ook in bloot daai tyd, daar was nie 'n rede vir hulle gewees om ondergrond te gaan nie. Was nie 'n rede gewees dat hulle soos in 'n geheime organisasie, maar nog steeds was hulle bedrywighede redelik verdoesel gewees. So die bankstelsel in 'n mate het ook by die tempelridders begin, as gevolg van die leenery aan die konings en die leenery aan die paus en so meer. Nou, dit het toe ontstaan, of bekend geword dat die tempelridders, waar hulle kwanseis nou Jesus moes aanbid het dit bekend geword dat hulle rituele doen, het het bekend geword dat hulle op die kruis sou spoeg, Jesus sou verloon, en so meer, en as gevolg van die konings wat baie geld geskuld het aan die tempelridders, is dit toe dat die koning van Frankryk besluit het, saam met die paus, want dit het uitgekom bekend geword aan die paus dat ene de Molay het op die kruis gespoeg, hulle het seksrituele gehad en allerlei rituele en wegbeweeg van die Christendom of van die pausdom af. In ander woorde, tegnies gesproke is hulle ook as keters beskou gewees, alhoewel dit nie Christene was nie. En die paus saam met die koning het besluit dat hulle van die tempelridders ontslaag gaan raak. Nou die koning het toe vir de Molay en 'n groep van die hooggeplaaste tempelridders uitgenooi na sy paleis toe om 'n transaksie kwanseis met hom te doen wat lening en skuld en dis meer aangaan. En Jacques de Molay en sy groepie het toe gegaan. Hulle het toe by die koning se paleis in die beste kamers gebly. En die koning het middernag die koning opdrag gegee dat Jacques de Molay en van sy hooggeplaastes dan gevange geneem sou word en dat hulle dan ook in die gevangenis gewerp sou word as gevolg van nou die kettery maar die regte rede was werklik geweest dat hulle groot geld geskuld het of die koning groot geld geskuld het en nie dit kon terugbetaal het nie. So hulle is toe ook gemartel. Hulle is gemartel op verskillende maniere, tegnieke, hulle het byvoorbeeld op 'n plank gelê en hulle is aan die hande en voete vasgemaak en dan het hulle 'n skroef gehad byvoorbeeld wat hulle uit mekaar het getrek is totdat hulle nou sou bekend maak het wat hulle bedrywighede eintlik sou wees. Hulle is byvoorbeeld, hulle voete het oor 'n bank gehang en dan is daar vuur in die onderkant gemaak en oor 'n tydperk van 3 ure is hulle voete letterlik gebraai. Met ander woorde, die meeste van hulle het toe dit uitgelap wat 'n tipe van rituele hulle betrokke was en het toe ook verklaar dat daai rituele is ver weg van die Christendom af, is ver weg van die Rooms-Katolieke leringe af en het eintlik baie meer in die okkultiese rigtings beweeg. Jacques de Molay self het verklaar onder een van hierdie oomblikke waar hy gemartel is, het self verklaar dat hy op die kruis gespoeg het en Jesus verloon het en om so krag te ontvang om sterker en sterker en sterker te sou word. Nou by dit in gedagte gehou, kan ons ook dan nou sien dat hulle die koning het gedink dat hy nou die groot meerderheid van die tempelridders se opperbevel verslaan en vernietig het en dat die res van hulle totaal verslaan sou wees, wat glad nie die geval is nie. Nou Jacques de Molay is dan aan 'n paal vasgemaak en op Vrydag die 13de is hy op 'n brandstapel verbrand met 'n stadige vuur. Is hy dan verbrand. Nou, wat baie interessant is dat die koning en die paus het gestaan en toe kyk terwyl Jacques de Molay besig was om op hierdie brandstapel te brand en Jacques de Molay het allerlei dinge gesê, onder andere het hy gesê dat die koning en die paus vervloek is en hulle nie die einde van daardie jaar sal sien nie. Nou as jy nou 'n bietjie op die internet gaan opsoek en bietjie gaan kyk, die navorsing doen op die internet, dan sal jy sien, dit was so gewees, die koning wat 'n redelike jong koning was vir sy tyd, is in 'n skietongeluk, hulle gaan jag en hy is in 'n skietongeluk dood. En as ek reg onthou, die paus skielik siek geword en die paus is ook dood voor die einde van daai jaar. So ons weet dat daar geweldige bonatuurlike bose magte saamgewerk het in Jacques de Molay
om uiteraard die koning en die paus te vervloek. So dit is toe dat wel uit die geskiedenis wys ons ook dat die antieke tempelridders was besig met baie bose en okkultiese praktyke om sodoende hulle mag voor te sit en uiteraard ook om hulle dit wat hulle moet of wat hulle wou deurgetrek het na hulle eie magsbehep toe. Is iets wat hulle wou gedoen het as gevolg van en hulle is toe gestop deur die koning. Of dis althans wat die koning nou gedink het. Nou het die koning almal van hulle doodgemaak, almal van die op 'n bevel is op die brandstapels verbrand en vernietig. Maar daar het 'n groep oorgebly wat opgesplyt het en hulle het as groepies het hulle versprei in Europa. Klompie het Skotland te beweeg, klompie het Engeland te beweeg, klompie het Ierland te beweeg, 'n klompie het in die berge ingevlug en daar's geskiedkundige bewyse daarvan dat hulle huisvesting gegee is in die berge van die hedendaagse Alpe in die omgewing waar Switserland is. Het hulle tussen die plaasgemeenskap begin inmeng en inkom en hulle het daar so hulle bedrywighede voortgesit. Nou die koning van Italië het bevel gegee dat 'n groepie van sy soldate moet in die berge ingaan, die Alpe ingaan en moet die plaaslike mense, die groepies wat die plaasboere wat die roetes besit het van daai tyd. Omdat hulle handel gedryf en hulle het nie vliegtuie gehad soos ons nie, so hulle het met donkiekarre of perdekarre het hulle handel gedryf oor die Alpe in die paadjies en as hy die paadjies besit het, kon hy tolgeld gevra het en kon hy baie geld gegenereer het as gevolg daarvan. So hy het 'n klomp soldate opdrag gegee en gesê hy wil daai paadjies annekseer. Hy gaan nie noodwendig die land annekseer nie, hy wil net die paadjies annekseer dat die paaie Italië se eiendom is. Nou, hulle het 'n groepie soldate gestuur en die getuienis was die koning gedink dis net 'n plaasgemeenskap. Hy stuur, kom ons sê 10.000 soldate en hulle sal vinnig sal hulle onderdanig wees aan die koning se bevel en oorgee en hy sal die paaie in tolpaaie verander en baie vinnig sy geld kan maak op daai manier. Groot was hulle verbasing geweest toe die 10.000 soldate in die Alpe in is en daar manne op perde met swaarde en rooi klere en wit vla, wit kruis op hulle klere begin het om die soldate aan te val en hulle het gewen ook, hulle het die soldate gewen, hulle daai soldate verslaan. Die koning was baie verbaas geweest omdat hy nie bewus was daarvan dat enige van daai boere gemeenskap groepe opgeleide soldate was nie. Nou die geskiede sê dan dat die vermoede is en dis 'n baie sterk ware vermoede dat die tempelridders het hulle self so tuis gemaak in daai groepies en nog steeds hulle praktyke van vegkuns voortgesit en sodoende dan die Italiaanse magte verslaan. Hulle het ook die hele land geannekseer of die hele gebied geannekseer wat vandag Switserland is. So as jy kyk na Switserland se bankstelsel, as jy kyk na Switserland se ekonomie, dan sien jy dit is uniek in die hele wêreld. Daar bestaan nie nog so 'n bankstelsel, daar bestaan nie nog so 'n ekonomie soos Switserland se nie. So dit is waarom ons weet ook, hulle het definitief 'n aandeel in die ekonomie, selfs vandag nog Switserland word besit uiteraard deur die vrymeestelaars. Nou hulle het van die kaart af verdwyn en hulle het nie verdwyn nie, hulle het eintlik net ondergronds gegaan. En 1717 is dit toe dat hulle die vrymeestelaars amptelik die groep gestig is. Maar dis nie, die vrymeestelaars het nie hulle ontstaan daar nie. Vrymeestelaars het ontstaan baie honderde jare voor daai tyd. Met ander woorde, die feit dat hulle net hulle self die vrymeestelaars genoem het, so 'n bietjie van 'n ander naam genoem het, beteken nie dat hulle 'n nuwe groep was nie. So in daardie tyd het hulle dan uiteraard ook toe verskillende groepies gevorm. Daar was 'n groep wat in Skotland ontstaan het, wat die Blue Lodge genoem word, of die Scottish Rite genoem word, en dan die een in Engeland wat die Blue Lodge genoem word.
En dit is waar die twee rigtings van vrymetselarij dan ontstaan. Nou, wat is die vrymetselarij dan? Die rituele wat Jacques de Molay gedoen het, het dan net voortgesit en verder vorentoe beweeg in die hedendaagse vrymetselarij groepe in. Nou die vrymetselarij gaan daaroor dat hulle beweer dat die tempel van Salomo is deur die antieke stonemasons gebou en hulle het formules gehad om die tempel te bou. En die een hoof steenmetselaar het die geheime formule geken om die tempel van Salomo te kon bou. En hy is toe sy naam is Hiram Abif en hy is toe nou verhoor as gevolg van die feit dat hy nie sy formule wou opgee nie. Met ander woorde, elke vrymetselaar in die eerste vlakke, in die derde vlak veral, moet in deur 'n ritueel gaan waar hy doodgemaak word vir sy formules, vir die geheimenisse van die vrymetselarij. Nou die vlakke waar hulle in beweeg, as ek net so vinnig vir jou kan noem wat die vlakke is, hulle beweeg van die eerste graad tot die 33ste graad. Nou die eerste tot die 33ste graad is die bekende grade. Daar is baie ander grade natuurlik ook, en daar is selfs oppergrade en spesiale grade en wat ook al jy dit wil noem. So, die eerste graad moet hulle 'n belydenis maak en 'n belofte maak dat hulle nie die geheimenisse van die vrymetselarij sal verklap nie, en dat hulle die vrymetselaar toestemming gee om sy keel van oor tot oor oop te sny, wanneer hy dan die vrymetselaar se geheime gaan verkondig. Nou, jy moet in gedagte hou, die eerste graad, as hy in die eerste graad is, vir tweede graad, vir derde graad, het hy nie 'n idee wat bo aangaan nie. Anderwoorde, hy het nie 'n idee wat in die gehoorvlakke aangaan nie. So, in die vlak wat jy is, weet jy wat daai vlak behels en die vlakke onder jou. Jy het nie 'n idee wat in die binnekringe aangaan nie. So, die vrymetselaars wat tot op die 18de graad is, het nie 'n enkel idee wat hulle doen nie. Hulle word gesê dat hulle is 'n goeie groep manne wat goeie werk doen, wat selfs die gemeenskap help, wat fondse insamel om dalk 'n skool te bou of 'n kerk te befonds en dis meer. Dit is net 'n front. So jy moenie daai front wat hulle voorsit sien as die vrymetselarij nie. Dit is 'n geval dat hulle graag wil wys dat hulle hierdie goedhartiges is. Nou, ek het reeds gesê dat daai feit dat hulle sê dat hulle goedhartig is uiteraard vals. Met ander woorde, daai goedhartigheid is nie werklik om die kerk te bou of die skool te bou en so meer nie. Om die kerk te bou byvoorbeeld, as 'n vrymetselaar 'n kerk bou, sê dit net vir my een ding, en dit is dat hy daai kerk besit. Hy beheer letterlik die mense in daai kerk, ook as hy 'n kerk bou. Hy beheer die mense in daai skool, as hy 'n skool bou. Hy beheer die mense in 'n gemeenskapssaal, as hy 'n gemeenskapssaal of 'n ouerhuis of 'n afdrieoord wat ook al bou. Dan het hy die geleentheid om ook daai groep te beheer wat gehoor gee en ook wat deel het in sy goedhartigheid. So kan jy sien dat daai is nie regtig goedhartigheid, daai is nie regtig iets wat hy doen, daar's altyd 'n doel agter dit. En die grootste doel daagter is om beheer te verkry. Beheer te kry van 'n gemeenskap, beheer te kry van 'n gemeente, van 'n kerk, beheer te kry van 'n skool. Die skoolhoof is hier waarskynlik 'n vrymetselaar. En so kan mens sien ook hoe die universiteite, as hy universiteit bou byvoorbeeld, dan gaan hy ook beheer uitoefen oor die universiteit, uiteraard. Dit klink miskien vir jou baie vreemd, klink miskien vir jou of dit iets is wat in 'n fabel is, maar weet jy wat, die invloede raak jou spesifiek as jou voorgeslagte daarbey betrokke was. Want dan net as ons kyk na die Bybel, ons lees die Bybel in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 vers 45 sê vir ons dat die wat nie gehoorsaam is aan die Here nie, word verstrik deur die vloeke waarin hy homself bevind en waaraan hy gehoorsaam is. Hy sê in vers 46 sê Deuteronomium 28 vers 46 sê, en dit sal vir jou 'n wonder en 'n teken wees en vir jou nageslag tot in alle ewigheid.
En ons gaan nou kyk na die 5 beïnvloedingspunte wat mense beïnvloed, nadelig beïnvloed, om nie sukses te behaal as Christen nie. Want, dink jy dat God wil graag hê dat ons as Christene moet ook sukses behaal in die lewe? Dink jy dat ons kinders moet suksesvol wees? Dink jy ons huwelike moet suksesvol wees? Ons besigheid, ons werk, ons finansiële sake moet suksesvol wees? Verseker. Die Here sê dit vir ons, as jy kyk in 2 Korintiërs 8 vers 9 en 9 vers 8, sê dat die wat spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai, die wat volop saai, sal ook volop maai. Met ander woorde, die vrymenselary beïnvloed al die aspekte van die mens se lewe waarna ons bietjie later gaan kyk. Nou goed, as ons terugkom na die grade toe, in die 3de graad van vrymenselary, en dit is net die 3de graad, word hy nou doodgeslaan, soos in die geval van Hiram Abib, die een wat nou die geheimenisse van die formule het waar die tempel mee gebou is. Nou word hy doodgeslaan met 'n hamertjie, metafories, en hy val agteroor en hy word in 'n fisiese doodskus gesit, begrawe, metafories. Daai doodskus het Dr. Kobus Jonker vir ons gesê, destyds was hy in die SAP gewees, waar hy in die okkulte eenheid gedien het, en waar hy fisies gegaan het en mensbene uit 'n kus gaan haal het in Pretoria. Nou, hy het baie groot moeilikheid gekry omdat hy dit gedoen het, uit 'n kus wat in die vrymenselaarslusie gestaan het. Nou, dan word hulle in 'n kus begrawe met werklike mensbeendere, en hy word met 'n handgreep opgewek. Ek vermoed is die leeupoot handgreep, ek is nie 100% seker nie. Word met 'n handgreep opgewek, so kan jy nou sien as soos Jesus dodelik opgewek is. Word hy opgewek, en hulle noem dit, hy is 'n wedergebore vrymenselaar van daar af. So met ander woorde, nou word hy wedergebore. So as jy vir George Bush sou vra, onthou, die hele Bush familie is vrymenselaars, as jy vir hom sou vra as jy wedergebore is, hy sê ja, ek is wedergebore, want hy is 'n wedergebore vrymenselaar. So maklik soos dit. So terloops, ek het 'n dokumentêr waar George Bush senior sy hand op die Vrymenselaarsbybel het in Amerika, en waar hy uiteraard sy belofte, sy eed aflê op die Vrymenselaarsbybel. En nou ja, ek glo al die ander presidente van Amerika het hulle beloftes afgelê op die Vrymenselaarsbybel. Washington was 'n baie groot vrymenselaar, hy was 'n 33 graad vrymenselaar. Sy standbeeld met die voorskootjie aan is in Washington DC. Jy kan dit op die internet gaan opsoek, dis algemeen bekend. So, die feit dat al die presidente van Amerika was vrymenselaars geweest. Die een waarvan ons definitief weet is nie 'n vrymenselaar geweest nie, was wel Kennedy geweest. Nou Kennedy het 'n toespraak gehad, en jy kan vir jouself daai toespraak op YouTube gaan opsoek. Die speech van Kennedy, waar hy pertinent in sy toespraak gesê dat hy gaan die geheime organisasies uitwis. En na daai toespraak is Kennedy uitgewis. En as jy nou kyk na die hele Kennedy familie, is die hele Kennedy familie omtrent uitgewis. So dit sê vir my, daar is magte aan die werk gewees wat hulle wou uitwis, en sodoende wat wou gemaak het dat die vrymenselary in Amerika veral kon voort. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes,
or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Nou, Suid-Afrika is baie anders nie, want Jan van Riebeeck is deur die Oos-Indiese Kompanie nou Kaap toegestuur. Nou die Oos-Indiese Kompanie in die jare 17 was vrymeslaers wat die roetes om die Kaap geborg het. Hulle besit die bote, hulle besit die goedere, hulle het handel gedryf met die bote, die vrymeslaers, en hulle wou halweghuis die Kaap gebou het. Dit was net hulle plan gewees. En uiteraard toe Jan van Riebeeck daar aankom, toe kom hy agter, maar die plek is vrugbaar en hulle kan dit ontwikkel. En so het hulle die Kaap ontwikkel, hulle het ook die begin kerke bou daar, so die grote kerk byvoorbeeld is deur die vrymeslaers gebou in die Kaap. Jan van Riebeeck se seun was gouverneur gewees, so hy was 'n vrymeselaar gewees. En sodoende het baie van die prominente figure van die heel bestaan van Suid-Afrika was vrymeselaars gewees. Byvoorbeeld een van die ouens wat ek nou vinnig kan aan dink is Pieter Tief gewees. Pieter Tief was vermoorde gewees deur Dingaan en sy MP's, en langs sy lijk, waar hulle toe sy lijk gekry het, was
was sy waterbottel nog op sy skouer gewees, en sy waterbottel was 'n geskenk toe gewees aan die van die hoofvrymeslaers eenheid wat hom gestuur het. En op sy waterbottel, jy kan nou nog steeds die waterbottel gaan bekyk, by die Voortrekker Monument hier in Pretoria, is al die vrymeslaers simbole. Pieter Retief was 'n 33 graad vrymeslaer. Voortrekker Monument is ontwerp, gebou deur die vrymeslaers. Dis 'n vrymeslaers tempel. As jy na al die tekens gaan kyk in die Voortrekker Monument, dan sien jy al die simbole en simbolieke van die vrymeslaerry. Met ander woorde, ons land is deurspek letterlik van vrymeslaers invloede. En dit is waarom baie Suid-Afrikaners wat regtig diep kinders van God is baie armoedig, leef baie armoedig, het nie sukses in 'n huwelike nie. Sy kinders word agterweë gelaat as gevolg van die vloeke wat die voorgeslagte gedoen het. Nou, ons moet 'n bietjie kyk na die invloede dan wat dit gedoen. Daar is soveel massiewe klomp inligting wat ek nog met jou kan deel. Daar is een vrymeslaer in 'n vreemde dorp kom, gaan hy net op na die gebou kyk en hy gaan weet watter geboue is daar vrymeslaers in die gebou en wie beheer die geboue byvoorbeeld. Hulle gaan kyk na obelisk byvoorbeeld by 'n kerk. Kyk maar op die internet, gaan soek dit op. Die kerk in ek dink is Grahamstad. Ek dink is Grahamstad, Grahamstown. Die groot kerk daarso is obelisk, 2 obeliske by die klein hekkie, en 'n obelisk is die vrymeslaers se simbool van 'n manlike geslagsorgaan wat die mitiese Egiptiese afgode betref. Want die aardse afgod moet die hemelse godin bevrug. Nou as ons kan bietjie stil staan daar is, dan kan ons kyk na die voorskootjies wat hulle dra. Nou, elke vrymeslaer het 'n voorskoot wat hy dra. En die grade wat hulle ingaan, dra hulle 'n ander voorskootjie met ander simbole op. Daar sal altyd simbole van die son wees. Daar sal altyd simbole van die maan wees. Daar sal altyd simbole van sterre wees. Daar sal altyd 'n driehoek wees. En hulle gebou ook sal altyd 'n driehoek wees met ten minste 2 pilare onder die driehoek. Dis baie kenmerkend van die vrymeslaers geboue is daai driehoek in wat die portaal van die gebou is die groot driehoek, en dan ook die dubbelpilaar gang wat uiteraard ook die simbool van die vrymeslaery. So die voorskootjies volgens die vrymeslaery is die voorportaal na die allerheiligste toe. Nou, die allerheiligste, het ons net al gesê, is hulle die manlike geslagsorgaan. Daai groot naald wat voor die Withuis staan in Amerika. Dit is tipiese vrymeslaers simbool. Daai simbool is 'n hele klomp, paar 100 meter hoog. En dit is waar ons kan sien ook, hulle gee eer aan daai afgod natuurlik wat hulle aanbid en wat hulle dien. Met ander woorde, die manlike geslagsorgaan is vir hulle baie prominent en baie belangrik. En dit is waarom hulle die voorskootjie is soort van die ingang, die toegang na die allerheiligste vir hulle nou. Dit is alles boos, dit teken nie die allerheiligste van God nie. Dit is 'n bose allerheiligste. En sodoende het hierdie bose allerheiligste gee dan vir hulle mag, gee vir hulle krag, gee vir hulle autoriteit, gee vir hulle koneksie om besigheid te doen, gee vir hulle die voorreg om byvoorbeeld te floreer in besigheid of om baie geld te maak of enigiets wat hulle graag sou wou beheer, soos die ekonomie van 'n land, gee dit hulle toegang om te beheer. Hoe kry jy dit reg? Hulle kry dit reg deur bose magte. In ander woorde, as jy byvoorbeeld 'n tender kry en jy wil graag, jy het 'n besigheid en jy wil graag 'n spesifieke tender insit, kom ons veronderstel om 'n pad te bou in Suid-Afrika. Is daar 10 ander maatskappye wat ook paaie bou. En nou moet jy 'n tender insit wat jy nie weet wat die ander gekwoteer het op daai tender nie. Moet jy nou 'n tender insit wat die laagste is, want jy weet die laagste tender gaan hulle aanvaar. So jy het mystiese kennis nodig. Kennis nodig wat niemand anders het nie, om te weet wat se tipe tender jy moet indien. Wat is die bedrag wat jy moet indien? Nou as jy daai bedrag kan haal en jy kan onder die laagste bedrag tender,
is die kans jy waarskynlik 100% dat jy daai tender sal kry. Of jy weet wie kan jy omkoop in die staatskringe. Of jy weet waar's 'n vrymeselaar wat betrokke is by die projek in die staat. En jy kan met hom gesels en hy kan vir jou die werk gee. So kan jy sien daarso dat hulle gebruik ook van bonatuurlike magte. Maak hulle gebruik. Dis hoekom die vrymeselaars die skatrykste mense op aarde is. Want hulle gebruik daai magte. Hulle verkoop hulle siel in die grade wat hulle in beweeg. Verkoop hy sy siel stukkie vir stukkie aan Satan. En weet jy wat, is baie moeilik vir 'n vrymeselaar in 33ste graad om werklik alles op te gee en die Here met 'n passie te dien. Daai vrymeselaar het ek self met my eie belewenis ervaar. Daai ou word so siek dat hy nie sy werk kan doen nie. Daai ou word so siek, daai ou word so arm dat hy niks vir die Here kan doen nie. Daai ou kry kankers, hy kry vergroeisels. Hy is konstant, het hy een of ander probleem of 'n huweliksdilemma of wat ook al dat hy net nie vir die Here kan werk nie, want jy sien stukkie vir stukkie het hy moetswilliglik sy siel aan Satan verkoop. En om sodoende mag op te doen. Want dink vir jouself 'n bietjie, as jy kom ons sê 'n persoon is 'n vrymeselaar en hy het misdaad gepleeg. En nou het hy prokureer, want onthou net die vrymeselaars mag nie teen mekaar getuig nie. Hy kan lieg om sy maat te beskerm, sy mede-vrymeselaar te beskerm. Hulle mag nie teen mekaar getuig nie. So nou kry jy die persoon wat die misdaad gepleeg het. Hy kry van 'n prokureur wat vrymeselaar is. Daai prokureur het 'n advokaat ergens wat 'n vrymeselaar is. Daai advokaat ken die regter wat 'n vrymeselaar is. So hoe maklik is dit vir hierdie persoon om skotvry te kom? Ons sien dit in ons staatskringe, ons sien dit in ons politieke kringe, dat mense word tronk toe, gevangenis toe selfs gestuur, maar onder een of ander loophole in die wet, hy kry terminale siekte kastig. En dan word hy binne 'n jaar of wat word hy vrygelaat. Vir geen rede nie. En daar sekere ouens in die politiek wat kan doen net wat hulle wil. Hulle huise lyk soos 'n klein dorpie. Maar niemand sê 'n woord daaroor nie. Dis in die koerante, daar word ondersoeke geloods, maar daar word net mooi niks aan hierdie gedoen nie. Waarom nie? Waarom dink jy word dan nie gedefeer in hierdie ou se sake nie? Hy kan nou maar doen net wat hy wil. Daar kan selfs verkrachtingssake teen hom wees. Daar word niks aan hierdie ou gedoen. Inteendeel, hy word 'n hoof in een van 'n politieke party. So kan jy sien dat daar magte aan die werk is veral in politieke kringe, in staatskringe. En daai magte beheer ek en jou. Daai magte beheer ons daaglikse handel en wandel. Hulle beheer ons rentekoerse. Hulle beheer ons kospryse. Hulle beheer die brandstof verhogings of invloede. Hulle beheer letterlik wat ons kinders op skole leer. Nou dit is die rede waarom die skepping in die skool heeltemal afgesny is. Daar word nie skepingsleer geleer vir die kinders nie. Daar word evolusie geleer in die kinders. Want jy sien, God moet tog asseblief net op die prentjie bly. In die agtergrond bly. Heeltemal uit die prentjie uitgeskei word. So, hulle beheer baie aspekte van ons lewens, waarvan ons nie eens bewus is of weet nie. En dit is waarom ons moet losbreek daarvan. In hierdie land van ons Suid-Afrika, en waar ook al jy is, of jy in Namibië is, of Botswana, en Mosambik, of Australië, waar jy ook al is, as jy vrykom van daai vrymeselaarsbindinge, beteken dit letterlik, jy kan 'n sukses maak vir jou en jou kinders in daai land, en jy kan nog 'n wonderlike tyd ook daai. God wil graag hê ons moet 'n wonderlike tyd hê. En dit is waarom ek wil jou graag wys hoe om vry te kom en los te kom van hierdie vrymeselaars invloede. En hoe om los te breek daarvan af. Nou, jy kan baie inligting gaan opsoek oor die vrymeselaars en wat hulle doen en al die van goed. Dit is nou nie die doel van hierdie DVD nie. Die doel is letterlik dat ons vir jou gaan wys om vry te kom daarvan af. Nou, ons het 'n klein boekie ook wat ons uitgee. Jy kan dit aankoop as jy wil. Maar die vrymeselaar, hy gee vir jou elke verbond en eed van die 1ste graad tot op die 33ste graad. Gee vir jou elke verbond en eed wat gesweer word, en jy kan self daai boekie vat as 'n verwerpingsgebed en dit gaan bid en gaan losbreek as jy vrymeselaar was of jou pa of een van jou familielede was vrymeselaars gewees. Nou goed, kom ons kyk na die invloede. Omdat daar soveel verbonde en ede en rituele is, word daai vloeke uiteraard op die persoon self
en op sy nageslag uitgegiet. Nou, dit gaan nie in sy nageslag effek neem, tensy, nou moet jy baie mooi luister, tensy daai nageslag, of hy self, tot bekering kom, tot wedergeboorte kom, die Here Jesus Christus aanneem as sy persoonlike saligmaker en redder, en hy werklik 'n passievolle lewe vir die Here. As dit gebeur, dan begin hy vloeke effek neem. Met ander woorde, die vloeke was in die duister gewees, dit was hierso in die duister verberg en verdoesel gewees, vir die vrymeselaar, en vir sy nageslag wat nie die Here gedien het nie, en ewe skielik, onthou dit is in die donker, in die duister, die oomblik as ek en jy die Here Jesus aanneem, dan kom ons lewe in die lig. Ander woorde, alles word geopenbaar in die lig. Jy hoef dit nie eens te noem nie, jy hoef dit nie eens te sê nie, jy hoef nie eens die rituele bekend te maak nie. Die oomblik as jy in die lig is, sê Johannes 1 vir ons, hy sê, hy wil hê ons moet in die lig is, soos wat hy in die lig is, beteken dat daai duisternis word geopenbaar, en dit beteken, nou kan die vloeke effek neem. Baie en sê vir my, ja, maar dit bly nie vloeke nie, as ons die Here Jesus aangeneem het nie, ek wens dit het. Maar weet jy wat, praktiese ondervinding wys my dit doen nie. En ek gebruik gewoonlik die voorbeeld, dat wanneer iemand vir jou 'n splinternuwe Mercedes-Benz koop, en hy is daar in die winkelvenster, sal jy nooit daai Mercedes, al is dit klaar kontant betaal, sal jy nooit daai Mercedes op die pad kan ry, as jy nie jou ID-boekie vat, en hom gaan registreer by die verkeersafdeling van Suid-Afrika, vir hom 'n nommerplaat kry, vir hom 'n lisensieskyfie kry en dit opsit, en natuurlik moet jy self ook 'n lisensie het. As jy nie al daai prosedure doen en die Mercedes in besit gaan neem nie, dan gaan hy altyd na 'n winkelvenster staan. Of hy kan selfs in die garage staan, maar jy gaan hom nie kan ry nie. Net soos 'n vloek. Jesus sê in Galasiërs 3 vers 13, sê dat Jesus het betaal vir die vloek. Dit sê nooit hy die vloek gaan afsny nie. En dit is waarom, dit is elke keer wat ek dit sien, maak saak hoe wonderlike kind van die Here 'n persoon is nie. As hierdie vloeke oor 'n persoon is, dan is daar altyd 'n reaksie. Dan is daar altyd nagevolge wat sy lewe probeer verswelg en om probeer verarm en sy huwelik bedreig en buiteegtelike verhoudings het en so meer. So, ek wil vir jou vra vandag dat jy net daai opinie verander. Dat as jy 'n kind van die Here Jesus Christus is, dan het jy nog 'n aksie nodig om te loods. Jy moet die vloeke gaan afsny. As jy self nie kundig is daar nie, dan gaan jy na 'n plek toe soos Keerpunt Berading Netwerk, waar ons 'n klomp beraders het, wat kundig genoeg is om jy te help om deur dit te werk. Dis hoekom ons hier is. En nou die proses om dit te doen, daar's altyd drie fases van vrymaking. Die eerste vlak is dat daar wel 'n vloek is. Met ander woorde, 'n vloek is soos 'n ketting. Dit bind 'n persoon, maak jou vas. Jy kan nie beweeg in 'n spesifieke area van jou lewe nie. En dan die volgende een is dat daar 'n demoon kan wees. Nou, 'n demoon is meer dinamies. Hy kan deur iemand anders te werk om jou te beïnvloed. Hy kan 'n ander vrou beïnvloed om 'n man byvoorbeeld in 'n buiteegtelike verhouding in te trek. Hy kan veroorsaak dat daar iemand kom en jou finansies ruïneer. Wat dit ook al mag wees, die demoon kan baie dinge gebruik om 'n persoon se lewe te vernietig. Dan kry ons die volgende stap, wat ons noem 'n generasie brokstuk. Nou, dit is nie so bekend nie, maar dit is 'n brokstuk van die voorgeslagte wat in 'n persoon kan wees, dit is amper asof daar 'n ekstra persoon in hom is, wat hom beheer en vir hom dikteer hoe hy moet wees, hoe hy moet optree, wat hy moet doen, waarna toe hy moet gaan, en dis meer. Het is amper asof hy 'n stemkie in sy agterkop is wat hom beheer, is iets anders wat hom beheer. Maar dit daar gelaat, ons doen die lering, doen ons in ons kursusse, wat ons vir die ouens daadwerklik leer wat dit is. Nou, om die vloeke af te sny van die vrymeselarij, moet ons gaan kyk na die 5voudige invloede van vrymeselarij. Die heel eerste invloed, en dis die bekendstes, daar is jy waarskynlik nog, maar dis die bekendstes wat gewoonlik manifesteer. Die heel eerste een is finansiële verarming. Persone kan selfs genoeg geld maak, geld verdien, maar hulle het net nooit niks om daarvoor te wys nie. Daar is altyd iets wat breek, of iets wat gebeur en dan verg dit 'n klomp geld. Daar is altyd 'n tekort aan fondse. Kan nooit daai vakansie hê die einde van die jaar nie, want daar is altyd iets wat voorval dat hulle daai vakansie kan hê. So met ander woorde, hierdie finansiële verarming, of selfs armoede,
is een van die heel eerste en een van die grootste aspekte ook wat vrymeestelarij beïnvloed. Die tweede een wat ons na kyk is verhoudingsvernietiging. En daar so kyk ons na 'n klomp egskeidings in die voorgeslagte. Ons kyk na 'n klomp buiteegtelike verhoudings in die voorgeslagte. Pa het buiteegtelike verhoudings gehad, sy seun het buiteegtelike verhoudings, en nou is die kinders ook buiteegtelike verhoudings. So daar's 'n klomp verhoudingsdilemma's, of hulle trou net nie, of hulle is homoseksueel en hulle kom net nie tot daar's net nie normale verhoudings en huwelike wat volg as gevolg van die verhoudings nie. Dan die derde aspek is onvrugbaarheid, of onvrugbaarheid in twee kategorieë. Onvrugbaarheid in die fisiese, met ander woorde, onthou onvrugbaarheid beteken ook dat jy gaan 'n kind hê, maar die kind gaan voor die tyd doodgaan. Die kind gaan nooit kan uitgenodig word om sy eie kinders te hê nie, en die bloedlyn stop wat daai kind betref. Dit is ook onvrugbaarheid. So dit is miskrame, dit is vrouens wat onvrugbaar is, veral waar die dokters nie kan vasstel wat dit veroorsaak nie. Kan jy sien dat onvrugbaarheid is die vloek van onvrugbaarheid is deel daarvan. Baie miskrame, kinders word na geboorte gaan dood, of kinders gaan selfs net vroeg dood in onnatuurlike situasies. Dit is alles wat fisiese onvrugbaarheid betref. Nou, geestelike onvrugbaarheid is weer iets anders. De geestelike onvrugbaarheid is waar die Bybel vir ons in 2 Korintiërs 9 vers 8, hy sê as jy spaarsaamlik saai, dan sal jy ook spaarsaamlik maai. Maar as jy volop saai, dan sal jy volop maai. Nou kry jy ons wat volop saai. Hy gee vir die kerk en hy gee vir die armes en hy help mense en hy doen alles in sy vermoë om sy Christelike plig wat gee betref uit te voer. Maar niks kom terug na hom toe. Niks, niemand help hom nie. Niemand gee vir hom geld nie. Niemand help hom in die moeilikheid uit as hy in die moeilikheid is. Met ander woorde, daai geestelike onvrugbaarheid is iets wat baie dinamies dan presenteer ook. Goed, die volgende een wat ons baie sterk na kyk, dis nommer 4 en dit is ongeluk. Hierdie persoon baie ongeluk in sy lewe. Of ouens ry teen hom vas. Hy het baie onmekaar ongelukke. Of hy gaan na 'n spesifieke plek toe waar hy 'n yskas koop. Baie prominente plek waar jy 'n yskas kan koop. En dan moet hy elke keer die yskas of die item terugvat, want hy het die fabrieksfout gekoop. Of daar's net bloot ongelukkies wat oor sy pad kom, hy stamp goed van die tafel af. En is onnatuurlik. Dis nie net, almal van ons kry ongelukkie van tyd tot tyd. Maar hierdie is onnatuurlik. Jy sien ook, dit is te veel agter mekaar. En dit is waar ons sien ook, dat dit is baie onnatuurlik en baie, jy kan amper die patroon daarin kan identifiseer, dat dit nie natuurlike en iets is wat in ons normale menslike wandel, enigiemand kan 'n glas van 'n tafel afstaan byvoorbeeld, maar het gebeur nie elke derde dag nie. So, daai ongeluk, en ook, jy is nooit op die regte plek, op die regte tyd, om daai werk te kry, of daai pos, bevordering te kry, of om die regte verhoging te kry, jy mis dit altyd net so. Of jy het 'n besigheid, jy is nooit op die regte plek op die regte tyd om daai transaksie deur te sit, wat jou besigheid in 'n suksesvolle bracket gaan plaas, of hakkie gaan plaas nie. Jy's altyd, daar's altyd mis jy iets, jy's altyd in die ongeluk kant. Of hulle noem jou ongeluksvoel. Nie veel al gehoor daarvan nie. En dit is ook deel daarvan natuurlijk, jy is ongelukkig wees. Is ongeluksvol. Nou die laaste ene in die kategorie is dan krankheid. Krankheid wat ons ook in 3 dele verdeel. Die onderste vlakke sien ons dus ligwegprobleme, met ander woorde die ritueel wat hulle doen met die tou om die nek, blinddoek en dis meer, beteken dat daar ligwegprobleme is, kroniese sinus, kroniese asma's en ligwegprobleme. Dan die tweede vlak is bloeddrukprobleme, hoë bloeddruk, lae bloeddruk, bloedarmoede en so meer. En dan die hoër vlakke kry ons kankers. Want dan in 3de graad wek hulle jou op, en in Latyns sê hulle vir jou dat as jy die geheimenisse van die vrymeestelarij gaan verklap, dan gaan die kankers kry en vergroeisels kry. En dit is waarom as jy Christen word en die voorgeslagte was vrymeestelaars gewees, kan ons ook kankers in die proses sien. So,
Hoe kry ons nou van hierdie goed ontslae? Hoe raak ons ontslae van die invloede? Nou om ontslae te raak van die invloede van vrymetselary is 'n redelike maklike proses. Ons moet net identifiseer wat is. Jy hoef nie eens te weet dat daar 'n oupa grootjie of 'n pa wie ook al was wat 'n vrymetselaar is. Ons kyk net na die tekens wat ek nou vir jou gegee het. En as jy daai tekens sien en jy sien 3 van daai tekens wat redelik prominent inwerk op jou lewe, dan is jy baie seker dat daar wel vrymetselaars invloede was in jou voorgeslagte. En die gebed wat jy bid, en ek wil hê dat jy, as jy dit sien en jy identifiseer dit, dan wil ek graag hê dat jy hierdie volgende gebed saam met my sal bid. Dit is 'n eenvoudige gebed en ek wil hê dat jy jou oë toemaak en ek wil vir die Here bid dat die Here dan vir jou ook net daai insig gee dat jy vandag losbreek daarvan. So kom ons sluit ons oë net en ons bid net saam en ons vra vir die Here om hierdie, want onthou die eerste fase is om die vloek te verbreek. So, maak die oë en al wat jy hoef te sê is, Vader, ek vergewe vandag my ma en my pa en al die voorgeslagte vir hulle betrokkenheid by vrymetselary. Ek vergewe hulle vir die verbonde en ede en die rituele wat hulle gedoen het in die losies van vrymetselary. Ek spreek hulle vandag vry vir die nagevolge wat in my lewe gekom het as gevolg van hulle betrokkenheid. En Vader, ek vra selfs namens hulle vergifnis vir hulle bose dade wat hulle gedoen het. Maar ek draai vandag my rug teen die vrymetselary. Ek draai my rug teen elke geheime organisasie en ek draai my rug teen elke okkultiese organisasie en vandag draai ek my aangesig na U toe. Want ek is die kind. Proklameer dat ek die kind is en ek wil U graag volg. En daarom sny ek myself gees, siel en liggaam los van enige vrymetselaars invloede van vandag af. Ek sny myself los van armoede, ek sny myself los van verhoudingsvernietiging, ek sny myself vandag los van onvrugbaarheid, geestelike en fisiese onvrugbaarheid. Ek sny myself los van allerlei ongelukke wat oor my lewenspad gekom het tot dusver. Ek sny myself los van alle krankheid en jy kan die krankheid selfs noem daarvan. En ek dank U daarvoor, Here, dat U vandag my losmaak en lossny van die invloede van vrymetselary. Ek wil net 'n klein bevrydingssessie ook met jou deurloop. Ek wil hê dat jy in jou liggaam 'n ervaring het. Want dan het God se Heilige Gees is met hierdie DVD. Waar jy die DVD kyk, is die Heilige Gees teenwoordig. So, die Heilige Gees gaan vir jou wys as daar 'n demoniese gees teenwoordig is wat gekoppel is aan die vrymetselary. En ek wil hê dat jy mooi moet voel of daar enige demoniese gees teenwoordig is. Nou jy gaan voel dat jy gaan of 'n hartklopings kry of jy gaan 'n benoudheid beleef, jy gaan jou kop gaan draai of jy gaan warm word of iets gaan gebeur wat vir jou indikasie gaan gee, iets is nie lekker hierso nou nie. So met ander woorde, dan weet jy, dit is 'n demoniese gees wat ook teenwoordig is, nie net 'n vloek nie, maar ook 'n demoniese gees wat teenwoordig is, wat ander mense kan beïnvloed om my lewe te regeer op 'n spesifieke manier. So ek gaan dit aanspreek, ek wil hê dat jy jou oë sal toe hou, en ek gaan dit aanspreek, en dan kan jy 'n bepaling maak of daar enigiets is. Die heel eerste gees van vrymetselary wil ek aanspreek, as daar 'n gees, demoniese gees van vrymetselary in jou lewe teenwoordig is, beveel ek jou vrymetselary myself nou te openbaar op hierdie oomblik in die naam van Jesus Christus. En as hy daar teenwoordig is en jy voel hom, wil ek hom graag volgens Lukas 10 vers 19 met jou lewe verwyder, want Jesus gee vir ons die autoriteit om dit te doen. En daarom vrymetselary, ek bind jou vandag met die kettinge van God. Ek sny los van hulle lewens af. Ek sny los van hierdie persoon se hele lewensbestaan, van daai persoon se pa en ma en elke liewe voorgeslag nou. En ek werp jou vandag uit die persoon wat hierdie gebed saam met my doen, se lewe uit en onder die voete van Jesus Christus volgens Efesiërs 1 vers 20 tot 23. Nou, ek klap my vingers en jy sal nie verder in daai persoon se lewe werksaam wees nie. Jy sal nie verder jou werke, jou vuil bose werke in sy lewe voortsit nie van hierdie oomblik af. En ek gaan dit weer sê, net dat jy 'n gevoel kry of daai gevoel weer kom. So vrymetselary, as jy nog teenwoordig is,
in hierdie kykers se lewe beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. En Vader, dankie daarvoor. As daar niks is nie, dan weet ons dat hierdie gees van vrymeestery het gegaan en hy sal nie weer interfereer in hierdie kyker se lewe nie. Die volgende een is ook demoniese geeste van vrymeestery. Dit sal baie onbekend wees van jou, maar maak jou oor my toe en voel of daar enigiets is. As daar 'n demoniese gees van Jabelon is, beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. As jy hom voel, Jabelon, ek bind jou vandag met die kettinge van God. Ek sny los van hierdie kyker se pa en ma en elke voorgeslag en ek werp jou vandag uit sy lewe uit, uit haar lewe uit en onder die voete van Jesus Christus in nou. Jy sal nie verder werksaam wees in hierdie kyker se lewe nie. Vader, dankie daarvoor dat jy dit afsny en losmaak van kyker se lewe af. As daar enige demoniese gees van Tubal-Kain teenwoordig is, dit is die gees wat jou weglei om Bybel te lees. Jy raak nie slaap as jy bid. Jy kan nie in die kerk sit en aandag skenk nie. Tubal-Kain, ek roep jou na die voorgrond. As jy teenwoordig is, kom nou na die voorgrond. Wys jouself. As jy daar teenwoordig is, ek bind jou vandag met die kettinge van God. Ek sny los van pa en ma en elke liewe voorgeslag en ek werp jou vandag uit kyker se lewe uit en onder die voete van Jesus Christus in nou. Jy gaan en jy sal nie verder van hierdie oomblik af in kyker se lewe teenwoordig wees nie. Dus dankie daar Vader dat ons dit afsny, dat dit nie verder werksaam sal wees in sy lewe nie. So Tubal-Kain, as jy nog daar is, beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. En jy kan 'n bepaling maak en kyk of Tubal-Kain nog steeds teenwoordig is. Volgende ene, as daar 'n demoniese gees van Baphomet is, beveel ek jou op hierdie oomblik om jouself nou te openbaar. Baphomet kom na die voorgrond as jy teenwoordig is. Ek bind jou vandag met die kettinge van God Elohim. Ek sny los van kyker se pa en se ma en elke liewe voorgeslag nou op hierdie oomblik. Ek bind jou en ek werp jou uit sy lewe uit en onder die voete van Jesus Christus in nou. Jy gaan en jy sal nie verder werksaam wees in kyker se lewe nie. So Baphomet, as jy nog teenwoordig is, beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. En maak net 'n waarneming en kyk of Baphomet nog steeds manifesteer. As daar 'n demoniese gees van die songod Baal teenwoordig is, beveel ek jou om jouself nou te openbaar as jy in kyker se lewe teenwoordig is. Songod Baal, ek bind jou vandag met die kettinge van God. Ek sny los van kyker se pa en se ma en elke liewe voorgeslag. Ek sny los van elke invloed in sy lewe en in haar lewe en ek werp jou uit kyker se lewe uit en onder die voete van Jesus Christus nou. Jy gaan en jy sal nie verder van hierdie oomblik in hulle lewens teenwoordig wees nie. En ek dank U Vader dat U selfs daai deure toemaak en ek dank U dat U dit losmaak van kyker se lewe af. So songod Baal, as jy nog daar teenwoordig is, beveel ek jou om jouself nou te openbaar op die oomblik. En kyk net of daar enige gevoel nog is. En die laaste een wat ek aanspreek is Kundalini. As jy teenwoordig is in kyker se lewe, beveel ek jou op hierdie oomblik in die naam van Jesus om jouself nou te openbaar. Kundalini, ek bind jou vandag met die kettinge van God Elohim. Ek sny los van sy pa en ma en elke voorgeslag, van haar pa en ma en elke voorgeslag. Ek kanselleer jou regte in kyker se lewe en ek bind jou en ek werp jou uit kyker se lewe uit en onder die voete van Jesus Christus in nou. Jy gaan en van hierdie oomblik af sal jy nooit ooit weer invloed kan hê in kyker se lewe, enige stadium van hulle lewens nie. Vader, ek dank U, ek verseël elke deur waar dit weg is en ek vra dat hierdie goed nooit ooit weer sal terugkom na kyker se lewe toe om hulle lewens te beïnvloed nie. Ek gaan net die vyfvoudige invloede aanspreek en ek gaan dit ook uit jou lewe uit verwyder. Ek wil hê dat jy dieselfde waarneming maak en waarneem of daar 'n demoniese gees teenwoordig is. So die heel eerste een wat ek wil aanspreek, armoede, as jy teenwoordig is in kyker se lewe, beveel ek jou in die naam van Jesus om jouself nou te openbaar op hierdie oomblik. As hy daar is, armoede, ek bind jou in finansiële verarming, ek bind jou met die kettinge van God, ek sny jou vandag los met God se swaard van die woord, van sy pa en ma en al die voorgeslagte af. En ek werp jou vandag uit kyker se lewe uit en onder die voete van Jesus in nou. So ook met die vroulike persoon wat voor hierdie DVD is, om dit te kyk. So armoede, as jy nog daar teenwoordig is, beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. En kyk net of jy nog enigiets ervaar. Volgende ene, as daar enige demoniese gees van verhoudingsvernietiging is, beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. So
Verhoudingsnietiging as jy daar is, beveel ek jou myself te openbaar op hierdie oomblik. Ek bind jou vandag met die kettinge van God. Verhoudingsnietiging, ek sny jou vandag los van sy pa en ma en elke voorgeslag van haar pa en ma en elke voorgeslag, en ek werp jou vandag uit hulle lewens uit, onder die voete van Jesus in. Nou, jy gaan en jy sal nie verder van vandag af op enige manier 'n invloed het in kykers lewe weer nie. Onvrugbaarheid. As jy teenwoordig is in kykers lewe, beveel ek jou op hierdie oomblik in die naam van Jesus om jouself nou te openbaar. Ek bind jou onvrugbaarheid met die kettinge van God. Ek sny jou vandag los met God se swaard van die woord van pa en ma en elke liewe voorgeslag. Ek bind jou en ek werp jou uit kykers se lewe uit en onder die voete van Jesus Christus in. Nou, jy gaan en jy sal nie verder van hierdie oomblik af in kykers lewe invloed het nie. Dankie Vader dat ons selfs vrugbaarheid, fisiese onvrugbaarheid en geestelike onvrugbaarheid op hierdie oomblik afsny en volkome vry maak. So onvrugbaarheid, as jy nog daar teenwoordig is, beveel ek jou om jouself nou te openbaar. En maak dit 'n waarneming en kyk of daar nog enigiets is wat jy ervaar. Ongeluk. As jy in kykers lewe teenwoordig is, beveel ek jou op hierdie oomblik om jouself nou te openbaar. Onvrugbaarheid, ek bind jou met die kettinge van God en ek sny jou los van kykers se pa en ma en elke liewe voorgeslag. Ek sny jou los van elke invloed van wat deur hulle gekom het en ek werp jou vandag uit kykers lewe uit en onder die voete van Jesus Christus in. Nou, jy gaan en jy sal nie verder van hierdie oomblik af kan terugkom nie. Daarom dank ons Vader dat op hierdie oomblik die guns van God volgens Galasiërs 3 vers 14 oor kykers lewe sal kom. En dan die laaste een is siekte toestande en krankheid. As jy teenwoordig is in kykers lewe, beveel ek jou myself nou te openbaar op hierdie oomblik. Ek bind jou krankheid met die kettinge van God, ek sny jou los van pa en ma en elke voorgeslag, al is jy asma, al is jy sinus, kroniese sinus, al is jy bloedtoestande, hoë of lae bloeddruk, al is jy kankers, ek sny jou los van pa en ma en elke voorgeslag. Ek bind jou met die kettinge van God en ek werp jou uit kykers se lewe uit en onder die voete van Jesus in. Nou, jy gaan en jy sal nie verder van hierdie oomblik af in kykers lewe werksaam wees nie. En ek leer dat jy saam met die afsluitgebed bid en sê, dankie Here Jesus, dat u gekom het, dat u bloed vir ons gevloei het, sodat ons vry kan wees vandag, dat ek my vrymaking vandag in besit neem, en dat u naam verheerlik word in en deur my lewe. Ek gee aan u die eer, gee aan u die lof en die dank. Amen. Baie dankie, ek hoop regtig dat hierdie lesingkie het waarde toegevoeg tot jou lewe. Ek hoop dat hierdie lesingkie het werklik waarde toegevoeg tot jou nageslag, en ek bid dat hierdie lesing sal voorsien dat jy in alle areas van jou lewe werklik sukses sal behaal. Ons het ook 'n diep emosionele terapie kursus wat ons baie van hierdie beginsels vir die persone leer en leer om mense te bedien ook op hierdie vlak. En 'n gevorderde DT-kursus wat ons baie meer uitbrei op byvoorbeeld vrymeselary en satanisme, afwykende gedragte en so meer. En ons het 'n huwelikskursus, ons het kinderberading kursusse, so gaan net na www.keerpunt.co.za www.keerpunt.co.za. Dis die webadres waarna jy kan gaan, of jy kan ons skakel by 012-547-6742 as jy verder hulp nodig het, as jy berading afsprake nodig het. Ons het 5 beraders in die kantore, as jy afspraak nodig het om verder berading op bevryding te ontvang, ons is hier beskikbaar vir jou, ons vra konsultasie fooie, want dit is waaruit ons organisasie bestaan en 'n bestaan maak. So maak gerus daai afspraakie en boek jou tyd vir 'n vrymakende lewe en 'n vrymakende toekoms. In Jesus naam. Amen.